Die Here vra toe vir Adam, hey, hoekom kruip julle weg? En Adam sê, want ons is kaal. Hy sê, hoekom het julle van die boom geëet? En Adam sê, maar dis die ekkie, dis Eva. En Eva sê, dis die ekkie, dis die slang. En die Here God sê vir die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek. 'n side nota, die slang is nie die duiwel nie, die duiwel was in die slang. Party mense maak alle slange dood, want hulle glo dis die duiwel, is nie so nie. Dis okay, dis net op daai stadium daar. Hy sê vir die slang, jy is vervloek onder al die diere, op jou maag sal jy seil en stof sal jy eet jou lewe lank. Vers 15, ek stel vyandskap tussen jou en die vrou. Tussen jou nageslag en haar nageslag sal jou kop vermorsel, sê die nuwe vertaling, en jy sal hom in die hakskeen byt. En wanneer ons dit 'n bietjie dieper lees, dan besef ons dat die Here het vir Adam en Eva gesê, moenie daarvan eet nie, as julle daarvan eet, sal julle sterf. Ongelowiges kyk daarna en sê hulle, is dit die God wat jy dien? Maar wrede God. Hoekom wil hulle doodmaak oor 'n fout wat hulle gemaak het? Die antwoord vir so 'n tipe stelling lê eintlik so bietjie verder daar in die hoofstuk, Genesis 3 vers 22, toe die Here God gesê, die mens het nou soos een van ons geword. Terloops die drie eenheid alreeds in Genesis. Alles kan hy ken, as hy nou maar net nie sy hand uitsteek en die vrug van die boom van die lewe vat en daarvan eet en altyd bly lewe nie. God se genade is reeds aan die begin daar.